Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In vandag se video raak ons bietjie aan eksponente. Nou ek het 'n eksponent video al uitgebring. Ek gaan nou 'n daai i dingetjie doen daar. So die video hoort nou op te pop hier regs bo iewers. Jy kan nog gaan kyk. Dis basies net 'n intree vlak video vir alles wat ek nou gaan doen. Ek gaan nou werk of nou ja, ons gaan nou werk aan 'n klomp voorbeelde. Maar nie van elke liewe tipe eksponentprobleem wat jy kan kry nie, net die eerste twee. So hierdie is 'n voorbeeld, hy val eintlik onder 'n voorbeeld video want dis klomp voorbeelde wat ek gaan doen. Maar ek gaan basies die video wat ek nou gaan aanheg, gaan ek opbreek in drie verskillende video's. So hierdie ek gaan begin deur obviously net 'n hersiening vir jou gee van wat alles gebeur in die ander video. Ek gaan verder nog hersien oor wat terme is en of wat 'n term is hier in die middel van die video. So as jy dit wil sien, kan jy skip soontoe, volg net die daai gids, kan ek nou nie die woorde onthou nie. Volg die chapter selection. Ek dink dis wat mense dit noem. Maar ek breek die video op in verskillende, so te sê, chapters. Gaan net na dit wat jy wil doen. As jy voorbeelde soek oor minus en jy wil nie die hersiening doen nie, of jy wil miskien net voorbeelde sien en jy wil die hersiening skip, moenie jou tyd mors nie, gaan soontoe. Hoekom wil jy nou luister na dinge wat jy al reeds weet? As jy, soos ek sê, die vorige video al gekyk het, dan hoef jy nou mos nie deur die hersiening te sit nie. Maar ek moet sê, ek dink hersiening is baie goed. Repetisie is soos kardinaal tot herinnering. So as jy repeteer, kan jy memoriseer en dan kan jy presteer in jou eksamen. So ons begin met hersiening. En dan daarna, soos ek gesê het, ek gaan nie alles doen nie. Eksponente is heelwat groot. Daar's baie aspekte van eksponente wat jy moet verstaan. So in hierdie video spesifiek doen ek net voorbeelde oor wat gebeur as jy in 'n uitdrukking wat jy moet vereenvoudig verskillende eksponente kry en dan moet jy nou plus en minus met die grondgetalle. Ons gaan dit doen en dan gaan ons net na klomp voorbeelde doen. Voorbeelde kyk. Ons gaan 'n klomp voorbeelde kyk. So, soos ek beloof het, ons begin met hersiening. Nou, in 'n ander video, en ek hoop jy het hom gekyk, as jy hom nie gekyk het nie, is hierdie Grieks vir jou. Het ek jou forceer of vir jou gesê, jy moet soek 'n tabelletjie neerskryf. Nou, hierdie tabelletjie help regtig baie, as jy sukkel om te onthou wat jy moet doen, want eksponent het klomp stappies vir sekere dinge. Daar is 6 dinge wat jy kan doen met grondgetalle, of met terme, ek weet nie. 6 dinge en daarom is hierdie tabelletjie dingetjie opgedeel in 6 rye. So as jy wil, skryf hom vir jou daar neer. Ek het hier so baie mooi aangedui dat as jy met jou ek moet regtig op sê as jy met jou grondgetalle plus en minus, kyk, daar sommer in van die wat ook al, sien jy doen niks met die eksponente nie. So tegnies in hierdie video gaan ek niks met die eksponente doen nie. Ek gaan jou net wys hoe om soortgelyke terme bymekaar te sit en bymekaar te plus, maar dis basies ground control, wat noem jy dit? Dis basies stap nommer 1. Ground base, ek dink dis wat hulle noem. As jy eendag besluit om Kilimanjaro te gaan klim of Everest of een van daai groot goeters, dan is daar wat hulle noem ground base, wat soos stap nommer 1 is. En vir hierdie video kyk ons baie spesifiek net na waar is die stap nommer 1, waar jy nie die eksponente verander nie. Jy fokus net vir nou op die koëffisiënte, wat die voorste getal is. So, aan die linkerkant van die tabel, baie opsommende tabel, het jy jou grondgetal. So, hierdie is bewerkings plus, minus, maal, deel, hakies en wortels
wat jy met 'n grondgetal kan doen. So, daar's 6 bewerkings wat ons met die grondgetal gaan doen en hierdie 6 bewerkings wat ons met die grondgetalle gaan doen, gaan een of ander uitwerking hê op die eksponent. Vir plus en minus met grondgetalle gebeur daar niks met die eksponent nie. Moenie eers aan die eksponent raak nie, jy skryf hom net so oor. Jy maak hom nie meer nie, jy maak hom nie minder nie, jy deel hom nie, jy doen niks nie. As jy in hierdie video is, net om te kyk hoe werk wat gebeur as ek plus en minus met hierdie eksponente staf, kan jy nou maar skiep na die voorbeeld toe, na die eerste voorbeeld toe, want ek gaan nou volgende verduidelik wat gebeur as ek 'n grondgetal het en die twee grondgetalle maal met mekaar. Okay? So as die grondgetalle met mekaar maal, jy trek hom so af. Die boonste plus kom af na die maal toe. So as ek met my grondgetalle gaan maal of met my veranderlikes gaan maal, so te sê, gaan die koëffisiënte met mekaar maal, maar die eksponente, kyk ek het daai plus afgebring, gaan met mekaar bygeplus word, gaan met mekaar plus. Hulle gaan by mekaar getel word, so te sê. As jy deel met die twee terme, gaan die koëffisiënte met mekaar deel, maar die eksponente gaan van mekaar afgetrek word. Daarom skryf ek daai minus daar by nommertjie 4. Hierdie is die volgende video wat ek gaan maak. Dit is so 'n reeks wat ek nou besluit het. In die eerste video van hierdie reeks was net 'n oorsigtelike holistiese siening rakende al die wettetjies, hierdie oudjies. Ek dink ek het 'n voorbeeld of 2 van elk gedoen. Maar hierso gaan ek bietjie meer in diepte wat gebeur as die veranderlikes verskillend is en sulke tipe weird stuff. Nou, daai nommer 3 en 4, dit gaan nou in die volgende video kom, so wag vir hom en dan kyk jy hom ook. Volgende, wat gebeur as daar 'n hakkie is en daar's 'n eksponent, kyk waar daai blokkie is, daar's 'n eksponent buitekant die hakkie en ek het byvoorbeeld eksponente binnekant die hakkie. Wat dan gebeur met die eksponente is hulle maal. Dieselfde met as ek 'n vierkantswortel het, wat gebeur met my eksponente as ek hier nog vir 'n vierkantswortel het? Hulle gaan deel. So eenvoudig soos dit. OK. Nou begin ons met voorbeeld 1. Ons gaan begin met die plus, so reël 1 en voorbeeld A. OK, so plus van nie eksponente nie, maar jy weet, plus van veranderlikes en vreemde voodoo stuff. Ek gee die voorbeeld, ek sê vir jou, OK, x plus 3x kwadraat plus 4x plus 7x kwadraat en ek vra vir jou, OK, waaraan is dit gelyk? Nou, die doel van hierdie voorbeeld video's is nie vir jou om net te sit en kyk en dan sien jy die voorbeeld en dan sien jy, OK, ek doen nou hierdie en dan plus ek hulle by mekaar en dan sê jy soos, o ja, en dan skiep jy na die volgende voorbeeld en dan doen ek 'n ander ding en dan sê jy soos, o ja, nee, jy moet, hoe jy die beste uit hierdie video's gaan baat vind, is, as jy hierdie voorbeeld nou sien, en jy try hom, nee, probeer hom ten minste, probeer is die beste geweer, dit moet jou slogan wees in wiskunde, probeer is die beste geweer, as jy nie gaan probeer nie, gaan jy dit verkeerd kry nie, wat dalk soos 'n goeie ding vir jou klink, maar as jy 'n ding nooit verkeerd gaan kry nie, gaan jy altyd dink dat hoe hy lyk as hy verkeerd is, kan dalk ook wees hoe hy lyk as hy reg is. En jy kan nie nou twee dinge met mekaar verwar nie. So, probeer dit, asseblief, ek smeek jou. Probeer dit net. Dis beter vir jou om dit te probeer. So, probeer hierdie dingetjie gou, pause die video, probeer hom, ek gaan aan. Wat jy moet doen, is, en ek stel hierdie voor, kry vir jou 'n paar kleurpenne, vir hierdie video sal ek voorstel, het jy 5 nodig, alhoewel ek net 4 besit. En dan highlight jy vir my, of kleur vir my in, die wat dieselfde lyk. Sien jy, in hierdie voorbeeld, baie spesifiek, het ek net x'e. Die probleem is, julle dink, omdat hy 'n x is hy dieselfde. Maar hierdie is 2 verskillende terme. Laat ek vir jou die ander ook highlight. So, my eerstes is net x.
Daarom highlight ek die net x'e in geel. Die ander is x kwadraat. Daarom highlight ek hulle in blou. Dis omdat hulle nie dieselfde is nie. Hulle is verskillende terme. En dis baie moeilik, dink ek, vir julle om dit te snap in die begin. Daarom hou ek daarvan om vir kinders altyd aan 'n voorbeeld te herinner. Kom ek sê daar's 'n boer. Nee, jy ry iewers langs, jy gaan iewers Kaap toe en jy ry verby een of ander plaas en jy sê en hierdie plaas is Granny Smith se plaas, right? Ek weet nie regtig waar haar plaas is nie, maar kom ons imagine, gebruik die verbeelding, jy's mos klein. So daar is 'n plaas en dit is Granny Smith se appelplaas. En jy ry daar verby en jy besluit om daar in te draai en jy vra vir haar, hoorie so mevrou, hoe tel mevrou se appels? Okay, en sy sê okay, so maklik soos dit. Sy sê die groen appels is die x'e en die rooi appels is die x kwadraat. Albei van hulle is appels. Verstaan jy? Albei van hulle is x'e in hierdie uitdrukking. Maar dis nie dieselfde x'e nie. So die rooi appels is die x kwadraat en die groen appels is die x. En hierdie help my om te kan onderskei tussen hulle. Ons sê byvoorbeeld, sy het daai eerste een is 1 en dan is dit 3 en dan is dit 4 en dan is dit 7, die koëffisiënte, kyk gaan die uitdrukking. En sy sê sy het 4 bome, nee, hier is die 4 bome. In die eerste boom het sy 1 appel gekry en die tweede boom het sy 3 appels gekry, maar daar's 'n verskil tussen die twee bome. Want die eerste boom is 'n groen appelboom en die tweede boom is 'n rooi appelboom. Toe sê sy, maar van die ander twee bome het sy 4 van die een gekry en 7 van die laaste een. Die laaste een het eintlik die beste vrugte gepluk. En jy moet nou vir haar gaan uitwerk, hoeveel van wat het sy? En jy kan nie net alles bymekaar plus nie, want dan het jy net uitgewerk hoeveel appels het sy, maar sy wil spesifiek weet, hoeveel groen appels het sy, en hoeveel rooi appels het sy. Daarom, wat jy doen, is jy vat net dit wat geel is, en jy plus dit bymekaar. Ek het vir jou gesê, in die eerste boom het sy 1 appel gekry, so dis 1x. In die derde boom het sy 4 appels gekry, so dis 4x, en daarom kan jy sê, sy het in totaal 5 appels, 5 spesifiek groen appels gekry. En dan haar laaste 2 bome, of haar laaste boom en haar tweede boom. Ja, haar laaste boom en haar tweede boom. Dis nou die rooi appels. Daarvan het sy 3 en 7 gekry. So, jy plus hulle bymekaar. Hoeps, nie so nie. Jy plus hulle bymekaar en jy sien, okay, so van die rooi het sy 10 rooies gekry. En hier is jou, dis waar hy eindig. Want sy wil spesifiek weet hoeveel groen is en hoeveel rooi is. Sien jy, sy het 2 keer beter gedoen in die rooi as wat sy gedoen het in die groen is. 10x kwadraat en net 5x. Dis nou net vinniskierigheid in 'n geval. Ek hoop hierdie help jou om te verstaan wat die verskil is tussen die twee. Okay? So 'n x kwadraat is nie dieselfde as 'n x nie. En jy kan hulle nie hanteer asof hulle dieselfde is nie, want hulle is nie. Alhoewel beide van hulle x'e is die een 'n groen appel en die ander 'n rooi appel. In my volgende voorbeeld maak ek dit 'n bietjie meer kompleks. Daar gaan nou nie net 2 verskillende bome wees nie, 'n groene en 'n rooi nie. Hierso gaan nou 3 verskillendes wees. Kan jy sien ek het hierso tot op y tot die mag 3 gekom. So wat ons gaan doen is jy begin by jou eerste een. 4y kwadraat. Ek highlight hom. Ek het besluit om hom rooi te maak en ek soek deur my uitdrukking nog van hulle wat dieselfde is. So in die eerste een was dit 4y kwadraat en daar in die middel sien ek daar is nog een en dis 14y tot die mag 2. Of y kwadraat, of wat ook al. Hakuna Matata. Of nie Hakuna Matata nie. Potato, dit klink dieselfde in elk geval. So 4y kwadraat en 14y kwadraat. Hulle is dieselfde. Imagine in hierdie voorbeeld ons werk nie met appels nie, want jy kry nie soos 'n brein of 'n vrotappel nie. Dit kan ook werk met vrotappels, maar ons wil nie vrotappels vir iets gebruik nie. So imagine in hierdie voorbeeld is dit sitrusvrugte byvoorbeeld. Dan is dit 'n boer
Hy het 3 tipe sitrusvrugte. Een is 'n suurlemoen, ander is 'n narkie, die volgende is 'n normale lemoen. En hy wil kan onderskei tref tussen hoeveel hy van die een het en hoeveel hy van die ander het. Hierso het hy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bome byvoorbeeld, want daar's 7 terme. In my uitdrukking is daar 7 terme. Maar jy moet die soortgelyke terme, en as jy nog steeds nie weet wat dit is nie, gaan kyk my video oor terme. Nou wil die soortgelyke terme bymekaar tel. Daarom haal ek hulle. Die volgende een is die y. Daar is 3 van hulle, 3y, 6y en 4y. En dan die laaste een is die y tot die mag 3, waarvan daar 2 is. Nou ek begin deur 4y kwadraat plus met 14y kwadraat. Dit gee vir my 18y kwadraat. Dan kyk ek 3y plus 6y plus 4y. So, daai 6 en daai 4 maak 10 plus die 3 gee vir my 13y. Vir die blou is dit 6y tot die mag 3 plus met 16y tot die mag 3 en dit gee vir my 22y tot die mag 3. Maak dit sin? Jy sit net die soortgelyk is, dit wat dieselfde lyk by mekaar. Ek weet alles is y's, maar jy kyk na die y en die eksponent. Dit kan baie vinnig baie moeilik raak, en ek sal vir julle moeilike voorbeelde wys, nou nie in hierdie video nie, maar latere video's, waar jy verskillende hoeveelhede langs mekaar het. Dan het jy 'n uitdrukking waar dit soos, dit is 6 en dan 'n a tot die mag 14 en 'n b tot die mag 12. Dan moet jy reg deur jou uitdrukking vir a tot die mag 14 en b tot die mag 12 gaan soek en hulle bymekaar tel. Hulle gaan dit so moeilik maak en dit gaan dalk nog moeiliker as dit word, maar ja, moet nou nie te veel daaroor stres nie. Hierdie gewoonlik is hoe ons dit skryf. Ek wil net 'n vinnige opmerking maak oor die manier hoe ek die antwoord neerskryf. Dit is 18y kwadraat plus 13y plus 22, maar ons hou daarvan om dit in stygende mag vorm te skryf. Alright, so, of ek dink is stygende mag. Is dit 'n stygende mag? Ja, dit is stygende mag. So, jy begin by die laagste mag, wat die 13y is, dan plus jy met die y 18y kwadraat, want hy is die tweede hoogste mag, en dan die hoogste mag is die y tot die mag 3 wat dan laaste kom. Ja, so dis eintlik die formaat waarin ons skryf, dit is net om lewe vir jouself en vir ander wiskundiges makliker te maak. OK. Volgende voorbeeld. Ons gaan vir nou net werk met plus. Ons gaan nou by minus uitkom en dan gaan ons die twee met mekaar meng. So vir voorbeeld C, doen ek presies dieselfde. Volg net dieselfde stappies. Kyk, wat is dieselfde? 3C en verder in nog 'n 3C. Kan jy nou sien, daar's nou 'n C en 'n B en 'n C tot die mag 2. Net die C's, nie die tot die mag 2C nie, net die C is dieselfde. Hulle is soortgelyke terme. Dan my volgende soortgelyke terme is my 2B en my 8B, en kan jy sien, C kwadraat in hierdie voorbeeld is eintlik alleen. Daar is nie nog C kwadraat nie. Nou, ek highlight hom net om vir jou te wys, luister, dis die enigste een van sy kleur in die uitdrukking, maar ek hoef hom eintlik nie te highlight nie, en in 'n volgende voorbeeld gaan ek nie die enkel lopende, so te sê, highlight nie. Nou, jy begin deur jou 3C plus 3C is 6C, 2B plus 8B gaan wees 10B, en C kwadraat skryf ek net so daar neer. OK, volgende voorbeeld. Ek hoop julle pause en probeer hierdie staf op julle eie. Is 'n bietjie van 'n langer voorbeeld, ek probeer dit so maak dat julle 'n bietjie die mekaar raak, maar jy volg presies dieselfde stappe. Ek moes eintlik 'n deeltjie gemaak het waar ek net stappe neergeskryf het. Die stappe is eenvoudig. Kry soortgelyke terme plus hulle by mekaar, flip die res. Want in hierdie een is dit al die k's is dieselfde. Ek identifiseer my k's vir dieselfde, so dis 8k, 9k,
en 2k daar aan die einde. Dan sit die volgende een wat 3D is. Daai volgende of die enigste ander D is daai 4 een, daar bietjie verder. Dan het ek my k kwadraat, wat ek dan groen maak, k kwadraat en 4 kwadraat aan die einde, en 7z, wat alleen is, soos in die vorige een het ons die c kwadraat as alleen gehad. Nou, begin ek 8 plus 9, jy weet 8k plus 9k plus 2k, 8 plus 2 geef vir my 10, 10 plus 9 geef vir my 19k, 3 plus 4d geef vir my 7d, k kwadraat, so 1, plus met 4k kwadraat is 5k kwadraat, en dan 7z kom staan net so. Hy is vreemd, ons hou nie van hom nie. Maak het sin? Nou, voor ons begin met ek het julle gesê, ons gaan net vinnig hersien wat terme is, want ons moet verstaan dat 'n term gaan hand aan 3 dinge. 'n Term bestaan uit 3 dinge, meeste van die tyd, soms is daar net 2, maar 'n term bestaan meeste van die tyd uit 3 dinge, en julle vergeet redelik gereeld dat die eerste ding waaruit 'n term bestaan, is die teken. Nou, voor ons begin met die minus van die verskillende terme, wil ek eers hersien, vir julle sê, luister en onthou dat 'n term 'n teken het. Okay, die teken is van kardinale belang, want julle los soms die teken, nee, dan is dit soos minus 3 plus 7, en dan swaai julle daai 3 na die ander kant toe, en dan skielik is dit minus 7, en die 3 het skielik 'n plus geword, en ek weet nie, maar julle doen sulke vreemde dinge, wat jy nie mag doen nie. Nou, 'n term het 'n teken, 'n koëffisiënt, of 'n getal, en dan die opsionele enetjie is die veranderlike, die x, die algebra of die alfabetletter. Dis waaruit 'n term bestaan, en ek gaan julle nou wys hoekom. Want dis net 'n algemene fout wat ek sien, soos julle ignoreer die minusse, maar dis baie belangrik. In hierdie eerste uitdrukking probeer ek julle al eintlik klaar vasvang, want hoeveel negatiewe getalle is in hierdie uitdrukking? Hoeveel negatiewe terme is in hierdie uitdrukking? Ek tel 1, 2, 3, 4 terme, maar my vraag is, hoeveel van hulle is negatief? En die antwoord gaan wees, die laaste 3 is al 3 negatief, waarvan die eerste een, die 26a, 'n positiewe getal is. Daar is net een positiewe getal in hierdie uitdrukking. Hy het nie 'n teken voor hom nie, daarom is hy altyd 'n positief. So, ons doen presies wat ons gedoen het met die plus. Jy onderskei vir my tussen wat se terme, of wat se, terme? Ja. Wat se terme is dieselfde, gelyksoortige terme, so die 26a is dieselfde as die minus 6a. Die rede daarvoor is, ek kyk nie na die koëffisiënte nie, so ek kyk nie na die 26 en die minus 6 nie. Albei van hulle hoef nie negatiefes te wees vir hulle om dieselfde te wees nie. Al wat hulle moet hê, is die regte veranderlike, a in hierdie geval, en ooreenstemmende koëffisiënte. So, a en a is dieselfde, maar a kwadraat en a kwadraat is ook dieselfde. Maar a en a kwadraat is nie dieselfde nie. Daarom kan sê, minus 18a kwadraat is dieselfde as minus 2a kwadraat. Dis nogal soos, dink ook soos, dis soos hulle het verskillende vanne, nee, hierdie term het 'n ander van. So, toe ek op skool was daar 'n kind voor my, 2 kinders voor my. Die eerste kind se van was Botha, die ander kind se van was Botma. Nou, sure, dit klink amper dieselfde, Botha en Botma, maar dit is nie dieselfde nie, want die een het
'n bietjie ekstra jazz, jy weet, hy het 'n daar in die middel en daarom is hy anders. So 26a, sy van is bota en a kwadraat, dis die botma. Hulle klink amper dieselfde, want jy weet beide van hulle begin met B. Die een het net 'n ietsie ekstra. Hy het 'n M by. So -18 botma is nie dieselfde as -6 bota nie. Okay, cool. Ek weet nie, dis 'n spur of the moment tipe verduideliking daai. Ek gaan dit dalk in die klas iewers gebruik. In elk geval 26a, positief 26a minus 6a gee dan vir my 20a. As jy hierdie nie verstaan nie, gaan kyk na my heelgetalle video, want die tekens, hulle gaan ons op en af. So 26 minus 6. Dit raak nog moeiliker, want hy het nou skielik minder geword, is nou 20a, maar minus 18a kwadraat minus 2a, gaan nie af nie, sy getal lyk asof hy groter raak, maar hy word eintlik al hoe kleiner. So kry ook daar minus 20a kwadraat. Jy kan hierdie actually mooi faktoriseer as jy sou wou, dan is dit 1 minus a, maar you do you. Nou die volgende voorbeeld, is nou nie soke verskriklike vasvang voorbeeld nie. Hy het bietjie meer terme, maar in hierdie geval, hy het nie meer terme nie, hy het presies dieselfde hoeveelheid terme. Maar, hulle tekens is allemaal dieselfde. So, minus 6a, minus 3b, minus 15a, minus 7b. Jy highlight, die prosedure is dieselfde, maar in hierdie geval, kyk net, dit is 'n term, okay? En 'n term het 'n teken vooraan. Die teken vooraan is die termse. Termsin. Die teken vooraan is die termsin. Sê dit bietjie vinnig, 6 keer vinnig. Maar, minus 6a, minus 15a, hulle is dieselfde. Dieselfde met die minus 3b en die minus 7b. So, minus 6a minus 15 geef my minus 21a en die minus 3b minus 7b geef my minus 10b. ABCDF G, H, I. Daar is nog 3 oor. Voorbeeld G. Nog steeds minus. Hier is die laaste minus 1. Daarom het ek hom 'n bietjie opgejazzy so in die middel. Kyk, ek het vir jou, die eerste een is 'n minus 6b, minus 3a, en dan die laaste 2 is minus 3b, en minus 2a, maar die middelste term is 'n AB, jy kan dit so kry, omdat ek het jou gesê, so rukkie terug het ek vir jou gesê, dat hulle kan dit super moeilik maak, en vir jou so sê, 8a tot die mag 14b tot die mag 12, dit kan gebeur, want dis 'n baie spesifieke term, en dan moet jy gaan soek, wat is van hulle lyk dieselfde. In hierdie geval, plak ek daai A en daai B by mekaar, hulle doen niks met mekaar nie. Hulle eksponente vermeerder nie, hulle eksponente verminder nie. Hulle plus nie by mekaar nie, niks nie, hulle bly so. Ek highlight die wat dieselfde is. Minus 6b en minus 3b. Minus 3a en minus 2a en my laaste een minus 4ab. Wat net so gaan bly, jy sal hom sien, ek highlight hom in die voorbeeld ook. Ek het wel 'n fout gemaak in hierdie een. Ek sal nou wys wat die fout is. Minus 6b minus 3b, ons begin daarby, by die geel is. So minus 6 minus 3 geef my minus 9b. En nou die fout wat ek gemaak het, is ek het te vinnig gedink, minus 3b, kyk daar doen ek wragtig weer die fout, minus 3a minus 2a geef my, okay, nou moet jy soos 'n slim kind sê, minus 5a, want ons het nou klomp voorbeelde gedoen, en jy is nou 'n champion in eksponente, nee? Jy is 'n absolute ninja, so, minus 3, minus 2 geef my minus 5, maar ek het 'n fout gemaak, en ek het gesê minus 5b, dis my fout, ek is verkeerd. Maar minus 4ab kom net so oor. So, hierdie antwoord moet eintlik wees, minus 9b, minus 5a, minus 4b, alles is reg, behalwe daai b moet 'n a wees, en ek was veel te lui om hom te gaan verander. So,
Minus 4a, hy gaan skryf jy net so oor. Okay, jy verander dan nie aan hom nie. Daai A en daai B gaan nie skielik na die volgende A en die ander B toe nie. Hulle bly geheg aan mekaar. Daai is 'n rooi-groen appel, verstaan? Soos hy behoort nie in een van die posbussies nie, wat sê ek? Hy behoort nie in een van die mandjies nie. Hy behoort nie in die appelmandjie van die rooies nie. Hy behoort ook nie in die appelmandjie van die groenes nie. Volgende voorbeeld. Laaste twee voorbeelde het ek die eksponente met mekaar gemeng. Of die twee wette. Ek het vir jou gesê, eerste werk ons aan wet 1 wat die plus was en toe aan wet 2 wat die minus was. Nou meng ek hulle bietjie by mekaar, so hierdie gaan 1 en 2 wees, alles in 1, so raai het jy hom. Dit is bietjie groot, maar jy vat hom net happie vir happie. Hoe eet jy 'n olifant? Happie vir happie. Ek het ook bygesit, en hierdie is het laaste ding wat jy moet weet van al hierdie goeders, is dat jou eerste term wat jy daar het, kan jy sien hy het nie veranderlike nie, en dis fyn. Dit kan net 'n getal wees, jy doen ook graad 7 wiskunde in graad 8. Maar dit beteken hy val in 'n baie spesifieke kategorie, want die 3 is dan dieselfde as daai 16 dae, sien jy? So, hulle is soortgelyke terme. 4AB is dieselfde as die minus 2AB. Positief 6B is dieselfde as die positief 3B. My minus A is dieselfde as my plus 5A daar aan die einde. En my minus 4A kwadraat, ek het net 5 highlighters. 1, 2, 3, 4. O, gits, ek net 4 highlighters. 1, 2, 3. Ek het net 4 highlighters, so daai laaste een, daai minus 4A kwadraat, ek gaan hom kaal los, so hy gaan nie ingekleur word nie. Kom ons almal vat 'n oomblik van stilte vir die kaal minus 4A kwadraat. Okay, oomblik is by. Hierdie werk dan so uit, 3 plus 16 na aan die einde, geef my 19, 4AB, minus 2AB, geef my 2AB, sien jy, die A en die B bly dieselfde, dis net die koëffisiënt wat verander. Positief 6B plus 3B geef my 'n positief 9B, en minus A plus met 5 geef my net 4A. Nou, daai laaste een, minus 4A kwadraat, skryf ek net so neer. Nee, want hy het niks maatjies nie. Daarom skryf ons hom net neer as minus 4A kwadraat. Laaste voorbeeld vir ons klaarmaak. Dis baie lang voorbeeld, maar jy kan dit doen. Ek glo in jou, jy is nou 'n slim kind. Begin net by die linkerkant. En highlight dit vir dieselfde is 4B kwadraat, en daar aan die einde kry ek nog 'n minus 2B kwadraat. Volgende een is 3AB, wat ek blou maak, en positief 5AB hier in die middel. Dan is dit minus 2A, en daar is net 1A. En A kwadraat, wat gaan wees 10A kwadraat minus 4A kwadraat. En dan die minus 4B in die middel wat ook alleen is. Nou, 4B kwadraat minus 2B kwadraat geef my 2B kwadraat. 3AB plus 5AB geef my 8AB. Minus 2A skryf ek net so neer. Positief 10A kwadraat minus 4 geef my positief 6A kwadraat, en minus 4B bly net minus 4B. So, daai is my antwoord. Ek kan hom so daar los, of ek kan hom bietjie gaan organiseer, omdat ek het julle gesê, daar is 'n sekere orde waarin jy hom neerskryf. Jy kan dit so gaan doen, jy kan gaan sê, omskryf ek eintlik as minus 2A plus 6
is dit 'n 6 daai? Ja. Plus 6a kwadraat minus 4b plus met 2b kwadraat plus met 8ab. Sien jy, ek het hulle net 'n bietjie in groepies gaan sit. Die A is eerste want ons werk in alfabetiese volgorde. So A, dan B, dan AB, A en dan A kwadraat, B en dan B kwadraat en dan die mengsel van die twee AB. Okay, dis dit. Dis die einde van die video. Ek waardeer jou tyd as jy tot die einde gekyk het. Ek hoop jy het iets geleer en ek hoop jy het saamgewerk en nie net alles gekyk en dan gesê, "O ja, ek onthou juffrou het dit gedoen in die klas." Nee, bra, soos jy kan nie so deur die lewe gaan nie. Maar as jy tot aan die einde van die video gekyk het, is ek nogal trots op jou, hoor. Well done, well done. Ek het dit gemaak, so ek is bly jy het dit ook gemaak. Die volgende video's wat ek gaan uitbring is die maal en die deel en die hakkie en die wortel, as jy wil wag daarvoor. En ja, dis dit. Sien jou dan weer in die toekoms.